Geliefdes, goeiemôre aan almal en baie welkom by die volgende uitsending van ons erediens hier by die gemeente NG Kempton Park Oos. Ons is baie bly dat julle gekies het om hierdie tydjie saam met ons te spandeer en dit is ook vir ons 'n baie spesiale en 'n besonderse tyd waar ons so deur middel van die internet na die woord van God kan kyk. Seën vir julle in die pad vorentoe. Geliefdes, dan net so een of twee belangrike afkondigings. Ons voorbereiding vir die jaar se bazaar, of soos wat ons daarna verwys is die Lentefees, is die 29ste Augustus en ons probeer om nogal groot te gaan. So geliefdes, indien enige een van julle betrokke sal wil raak op een of ander manier, of dalk wil uithelp by sekere stalletjies, wat ook al die geval mag wees, julle kan my direk kontak en dan sal ek julle daarmee help. En indien enige een van julle ooit gewonder het, maar hoe kry julle Dominee Braam of my so kontakbesonderhede in die hande, heel aan die einde van die erediens, met soos wat hulle in Engels dit noem, die outro, is daar ons inligting wat op die skerm wel verskyn. En geliefdes, dan nie so strenge afkondiging nie, maar net ou wens van ons kant af, die van julle wat bietjie op vakansie gaan, wat wegbreek, wat net bietjie 'n blaaskansie of so kry, ons vra maar net asseblief dat julle veilig sal wees en ons hoop dat julle hierdie tydjie sal geniet en ons skakel dan weer binnekort in. Maar geliefdes, dit ons afleiding en ons inleiding vir die erediens. Ek gaan vir ons 'n geleentheid gee van stilte, waar ons net opnuut vir die Here vra om ons lewens in te tree, en dan sal ek vir ons begin deur 'n wotum te lees. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang, die mens wie se hoop gefestig is op die Here sy God. Die Here het die hemel en aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, ek wil vandag se gebed begin deur eerstens erkenning te gee aan hoe afhanklik ons van U is. Here, waar sou ons gewees het as dit nie vir U beloftes was, U getrouheid, U betroubaarheid, U liefde en U opoffering nie. Daarom wil ek vandag sê, Here, dankie. Dankie dat ons deur dit alles aan U kan vashou. Dat ons hoop, ons troos, ons toekomsverwagting, ons alles in U kan plaas en 'n pad saam met U kan stap. Dankie dat ons weet, maar ons is nooit alleen nie. Dat U ons bystaan, dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Maar Here, help asseblief deur dit alles, deur die goeie, deur die sleg, deur die moeilike, deur die opgewonde, dat ons altyd sal onthou die roeptog wat U voor ons lê, om 'n lewe volgens U naam te leef, om verander en vernuwe te word deur wie en wat U is. Baie kere is dit vir ons soms makliker en meer eenvoudig om te bly by wat ons is, wie ons is, en nie hierdie roeptog te aanvaar nie. Help asseblief dat ons deur die leiding van die Gees wat 'n vaste woning in ons harte gekry het, dat ons vernuwe sal word. Dat as U voor ons staan, hand uitgestrek, dat ons daarop sal kan antwoord en sê, ja, Here, ons wil 'n pad saam met U stap. En daarmee saam wil ons ook vir U baie dankie sê, dat U aanhoudelik hand uitgestrek voor ons staan. U is bereid om ons te help. En Here, daar's nie veel wat ons kan doen, wat enigsins 'n skeiding tussen ons en U gaan bring. U woord sê dit so mooi, maar niks kan ons skei van U liefde nie. Nie is die lewe, nie eers die dood. Niks in hierdie ganse skepping kan ons uit U hand uitneem nie.
En daarvoor dank ons U. Maar ons vra ook so dat ons aktief daarop sal reageer en 'n punt daarvan maak om 'n lewe te leef wat ooreenstemmend is met ons wat U kinders is, met die nuwe identiteit wat ons in U gevind het. Here, wees asseblief met almal wat inskakel, daar waar ook al hulle mag wees, met hierdie vakansie wat voorlê. Vir baie van ons is dit nie 'n ruskans nie, maar Here, help asseblief dat ons so tussen deur dit alles, ons batterye ook net by U kan kom herlaai. Dat ons by U altyd veilig en rustig sal wees. Dat ons kan weet ons is altyd welkom by U. Here, soms word ons gekonfronteer met die vraag, hoekom is U so lief vir ons? Hoekom doen U en gee U so baie vir ons? Help asseblief dat ons nie sal vashak by die waarom of die hoekom nie, maar eerder by die realiteit van, U het dit aan ons beloof. Seën asseblief elkeen wat inskakel met hierdie diens, Here, hou hulle vas en lei hulle ook so die pad vorentoe. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag kom uit Johannes 5 van vers 1 tot en met 17 en ons gaan vandag se erediens begin deur hierdie gedeelte saam te lees. Johannes 5 vers 1 tot 17. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Betesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan niemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie. Maar Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Ek lees tot sover. Geliefdes, voordat ons by vandag se tema gaan uitkom, wil ek 'n vinnige vraag vra aan elkeen van julle wie julle Bybels oopgemaak het en saam gevolg het soos ek gelees het. Nou, eerstens wil ek daarmee sê, absoluut niks teen julle wat nie julle Bybels oopgemaak het nie, maar julle sal nie die vraag kan beantwoord nie, julle sal binnekort verstaan hoekom. So, die vraag is gerig op die van julle wat julle Bybels oopgehad het, en ek wil eintlik vir julle vra, moenie nou te veel kyk nie, ek wil kyk hoe oplettend julle was. Soos ons deur hierdie gedeelte gelees het, was daar enigstens ietsie wat vir julle uitgestaan het? Was daar dalk vir julle ietsie vreemd aan 'n paar van die verse dalk? Die enigste leidraad wat ek vir julle gaan gee is, iets wat veronderstel is om daar te wees, is nie. Nou geliefdes, die wonder van die internet, julle wat nou deur middel van YouTube of Facebook inskakel, kan gou vinnig die pause-knoppie druk en so tussen mekaar bietjie gesels oor wat dink julle, of julle kan net bietjie dalk mooi in detail gaan kyk wat presies in die gedeelte staan, maar hoe ook al sê, ek gaan die antwoord nou vir ons gee. So indien julle nog die pause-knoppie wil druk, hierdie is julle laaste kans. Gaan tel gou die verse van hierdie spesifieke gedeelte. 1, vers 2, vers 3, ok,
Nou sit ons met 'n unieke situasie. Waar is vers 4? Nou die rede hiervoor, geliefdes, dis nie per toeval nie. Baie mense dink maar ergens is dit dalk net 'n drukfout of so ietsie, of dat die mense wie dit vertaal het of dit gedoen het, die gedeelte oorgeslaan het. Nee, daar is doelbewus nie 'n vers 4 nie. Die rede is dat die oudste en die mees betroubare Griekse manuskripte wat ons het, verwysend ook na Johannes, bevat nie 'n vers 4 nie. Dit vloei outomaties van vers 3 tot en met vers 5. Ja, baie kort en kragtig opgesom, 'n manuskrip is eenvoudig handgeskrewe afskrifte van die Bybel of dan van die verskillende boeke of briewe van die Bybel, want destyds was daar nog nie iets soos groot drukkers gewees nie. So die mense moes dit maar met hand neergeskryf het of afgeskryf het. En soos uitgelig in van ons mees betroubare manuskripte is daar nie 'n vers 4 in nie. En geliefdes, dis nie net die 1983 vertaling wat nie 'n vers 4 het nie, daar is baie. Maar, nou aan die ander kant, is daar wel vertalings wat 'n vers 4 bysit. As voorbeeld die 1933 en 53 vertaling. Die rede hiervoor is omdat daardie spesifieke vertaling, verwysend na die 33-53, het ander manuskripte of manuskriptradisies gebruik om hulle vertalings te vertaal. En basies wat dit maar net beteken is, destyds was daar baie verskillende manuskripte waarvandaan hulle gewerk het om die nodige vertalings te doen. Sekere vertalings het meer klem op fokus op sekere manuskriptradisies geplaas, ander het weer op ander. Die wat die 33-53 vertaling gebruik het, wys maar daar is 'n vers 4. Maar meerderheid van kenners sê dat vers 4 is vir ons verlore en dit is op 'n latere stadium deur iemand bygelas om in 'n manier sin te probeer maak van dit wat destyds plaasgevind het. Maar geliefdes, dis sommer maar net 'n baie interessante inleiding wat nie eintlik baie te doen het met ons skriflesing nie. So, ons tema dan vir vandag. Wil jy gesond word? In hierdie gedeelte lees ons van Jesus wat vir 'n groot fees na Jerusalem toe gegaan het. Ons is nie presies seker wat die fees hierna verwys nie, want dit word nie uitgelig nie. Maar baie kenners en teoloë beweer, maar dit moes Pasga gewees het. Die herdenking van toe die Jode uit Egipte bevry is, toe hulle as slawe aangehou was. By die skaappoort was daar 'n poort of 'n opening gewees wat baie naby aan die tempel was. En dit was in hierdie poort of hierdie opening waar skape wat bestem was vir offers, waardeur dit gedruk was. Nou, by hierdie plek was daar 'n bad gewees, soos die teks sê, met die Hebreëse naam Bethesda, en baie gestremdes het hier gelê. Baie kenners vermoed, maar die rede waarom soveel van hulle hier by hierdie spesifieke bad bymekaar gekom het, was dat hulle geglo het, daar was besonderse genesende mag en krag in die water. As ons na die 33-53 vertaling gaan kyk, wat wel 'n vers 4 het, staan daar, maar op 'n stadium het 'n engel neergedaal en die water daar binne geroer. En dis dalk hoekom hulle geglo het, maar daar is hierdie genesende kragte daarin. Maar soos ek vroeër uitgelig het, dit kom nie van tevore in ons oudste en mees betroubare manuskripte nie. Daar was toe, by hierdie spesifieke bad, 'n man wat al vir 38 jaar lank siek was. Vir wie Jesus toe gevra het, wil jy gesond word? En dit is oor hierdie spesifieke vraag en baie belangrik die dieper betekenis hiervan, waarna ek vandag wil kyk. Op die oog af kom dit voor, maar al wat Jesus vir hierdie persoon vra is of jy fisies gesond wil word. Veral ook as ons in ag neem, maar hierdie persoon was vir jare al siek gewees en hoe lank was hy al besig met hierdie stryd. Maar geliefdes, as ons eerlik is, hierdie vraag wat Jesus hom vra is eintlik baie vreemd, as ons die konteks in ag neem. Laat ek verduidelik, waarom was die man in die eerste plek by die bad Bethesda gewees? Om genees te word, om gesond te word, is al te duidelik. So waarom vra Jesus hom dan 'n vraag wat eintlik voor die hand liggend is?
Almal van die mense wie daar by die bad bymekaar gekom het, soos die teks uitgelig het, was gestremdes. Hulle was daar vir een rede. Hulle wil gesond word. So, waarom sal God dan iets wat almal eintlik weet, vra? Dit is presies dieselfde as ek na 'n dokter toe gaan met 'n verkoue of wat ook al siekte dit nou dalk mag wees, en die dokter ondersoek my en hy kyk mooi na alles en hy neem my simptome in ag en naderhand gaan sit hy weer by die tafel en hy vryf sy hande en hy kyk vir my en hy sê, "Oké, wil jy genees word? Wil jy gesond word?" Waarop ek die dokter eintlik so vreemd wil aankyk en sê, ja, dis waarvoor ek hier is. Ek het nie gekom om my karlisensie te hernie nie. O, maar dit sal nogal gerieflik wees, sal dit nou nie? Ek spot so my man net. Maar dit laat 'n mens bietjie verder dink hieroor. Jesus was nie besig om hierdie man te vra of hy alleenlik op 'n fisiese vlak gesond wil word nie. Jesus het hom eintlik gevra, is jy bereid om tot bekering te kom en jou lewe vir my te gee? Is jy bereid om my hand te neem en saam met my te stap, wat beteken, jy gaan verander, jy gaan anders wees, jy gaan vernuwe word. Bedoelende, dit wat hy geken het, dit wie hy was, waarin en waaraan hy sy identiteit gekoppel het, sou iets van die verlede gewees het. Fisies, maar baie belangrik ook geestelik. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik verby die persoon se gestremdheid, sy moeilike omstandighede kyk, en ons moet fokus op wat hierdie dieper vraag eintlik beteken. Wil jy anders wees vir my? Wil jy 'n nuwe hoofstuk van jou lewe begin, waar jy van jouself as hoofkarakter van vergeet, en jou nuwe identiteit in my as kind van God opneem? Of as ek hierdie vraag vandag op ons kan rig, is ons bereid om anders te wees vir die Here? Is ons bereid om werklik tot bekering te kom vir hom? Nou geliefdes, hier moet ek vir 'n oomblik stil staan by wat presies beteken dit om tot bekering te kom. Want afhangende wie ons vra en afhangende by watter kerk ons vra, gaan ons verskillende antwoorde kry. Daar is 'n oorhoofse beskouing dat om tot bekering te kom is basies net ons wat erkenning gee, maar daar is 'n groter God daar buite, daar ergens. Daar's 'n groter mag wat alles geskaap het en op 'n manier hou hy oorsig oor dit alles. Ander mense sal weer sê, maar bekering is eintlik ons wat sleg voel oor die verkeerde dinge wat ons in die lewe gedoen het, skuldgevoelens wat besig is om op te kruip. En ons wat dan tot op 'n sekere punt kom, ons nou genoeg berou hieroor, ons wil 'n nuwe blaadjie oorslaan. Ons gaan 'n beter mens probeer wees, ons gaan probeer om die regte ding te doen. Dis meer as dit. Bekering is nie net om elke Sondag kerk toe te gaan, die nagmaal te gebruik, Bybel te lees en klomp verskillende geloofsgewoontes uit te oefen nie. Bekering is 'n totale en 'n radikale omkeer van een se hart, verstand en lewe, wat deur sy genade en die werking van die Heilige Gees moontlik gemaak is. Ons moet altyd onthou, dit is nie iets wat ons deur ons eie krag kan bewerk nie. Nes hierdie verlamde man, wat nie uit sy eie krag vernuwe kon word nie. Bekering is waar ons reuns op sonde en hierdie gebroke wêreld draai en doelbewus ons gedagtes op die Here rig. En daarna streef om 'n lewe te leef wat getuig van ons wat God gevind het en volgens hom lewe. Bedoelende, daar's 'n konstante reaksie wat ons uitoefen en uitleef. Ek lees vir ons Handelinge 26 vers 20. Dit sê die volgende: Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer kom en hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Geliefdes, baie belangrik, bekering is nie net
'n leerstelling nie, maar 'n lewende oorgang van die ou, van dit wat was, tot die nuwe wat moontlik gemaak is deur God. Dit is wanneer ons ophou om ons waarde in ons identiteit, ons status, ons gewoontes en tot ons wonde te koppel. Baie mense, hoe hulle vasstel wie en wat hulle is deur die letsels en die wonde wat hulle opgedoen het deur die jare. Om tot bekering te kom, leer vir ons dat ons lewe aan Jesus Christus toevertrou en dat hy deur sy genade ons kom vernuwe. Bekering is daarom nie net bloot 'n verandering in wat ons doen nie, maar in wie ons is en aan wie ons behoort. Ons moet altyd onthou, met elkeen van Jesus se genesingsdade was die genesing in dit self nie die hoofdoel van die wonderteken nie. Hy was altyd besig om 'n dieper waarheid, 'n dieper roeptog oor te dra. Die wonderteken was nooit die eindbestemming nie, maar die begin van 'n nuwe hoofstuk in God. 'n Geleentheid om God se roeptog te antwoord en te sê, ja Here, ek is bereid om vir U te verander. Ek is bereid om alles wat ek was te verlaat en vernuwe te word as U kind. Ons moet altyd ook bietjie 'n paar tree teruggee en na hierdie gedeelte gaan kyk en na enige een van die genesings, wonders of tekens wat die Here gedoen het. Die fisiese genesing was nie tydelik gewees. Die mense het op die einde van die dag gesterf. Maar die geestelike vernuwing wat die Here vir hulle daardeur kom gee het, duur 'n ewigheid. As die Here vandag ons lewens sou intree en ons is dalk vasgevang in 'n moeilike situasie. Daar is dalk iets waaraan ons swaar dra, iets waarmee ons al vir hoe lank worstel. En hy tree ons lewens in en hy sê, my kind, wil jy genees word? Wil jy verander vir my? Is jy bereid om jou identiteit vandag op te offer? Jou menswees, jou wese, alles agter jou te laat en saam met my te stap? Is jy bereid om afskeid te neem van jou foute, jou teleurstellings, jou verlede, jou letsels en 'n nuwe toekomsverwagting in my te kry? As die Here sy roeptog aan ons bekend maak om werklik 'n radikale omkeer van hart, verstand en lewe te ervaar, wat gaan ons antwoord daarop wees? Hoe gewillig gaan ons wees om ja te sê? Baie van julle reaksie hierop mag dalk wees, maar verseker gaan ek ja sê. Ek gaan mos nou nie eens 2 keer hieroor dink nie. Hierdie roeptog klink ongelooflik. Weg te breek van die ou, die nuwe te kan verwelkom, my Here beter te leer ken. Vir meer as dit kan ek nie vra nie, waar teken ek? In Engels, sign me up. Geliefdes, eerlikwaar, dink ek, dit is soms vir ons as mens makliker om te bly in die pyn wat ons vandag het, as om die onbekende pad van môre, as ons moet verander, te verwelkom. Ek dink dit is vir ons soms makliker om vas te hou aan wie en wat ons nou is, pyn en ellende ingesluit, want dit het my gevorm. Dit is deel van my wese, ek dra hierdie letsels oral waarheen ek gaan. Ek dink soms wil ons eerder die beloning en identiteit kry van wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees, sonder om self die roeptog te antwoord, die pad van vernuwing te stap en die Gees toe te laat om in ons te werk. Ek dink soms wil ons net die uitwerking van sonde vryspring, en nie altyd sonde dit self nie. Ek dink soms is ons net te gemaklik daar waar ons is, en ons is nie bereid om te verander nie. Want dit gaan beteken, ek verloor myself, en ek verwelkom God, en dit kan soms uitdagend wees.
Wil jy gesond word? Vra die Here. Die vraag is nie of die Here ons kan verander en vernuwe nie, maar is ons bereid om te verander? Ons geloof, ons hoop en ons vertroue in hom te plaas vir 'n nuwe lewe saam met hom. Ware bekering vra dat ek beheer van my lewe prysgee. Dat ek ophou vasklou aan die identiteit wat hierdie wêreld aan my gekoppel het en Christus toe te laat om my identiteit te word. En geliefdes, kom ons wees eerlik, dit is nie altyd maklik nie. Maar die goeie nuus van die evangelie van die woord van God is dat Jesus ons nooit roep en ons dan nie toerus om te doen waartoe hy ons geroep het nie. Hy gee nie net vir ons die opdrag om nie te lewe nie. Die Heilige Gees is ook aan ons gestuur, wat ons daartoe in staat stel. Daarom moedig ek elke liewe een van julle aan. Maak bekend aan die Here, waaraan julle dalk vasklou. Waar julle dalk in sekere gedeeltes in julle lewe te gemaklik geraak het, en nie bereid is om te vernuwe, om te verander, om aan te beweeg nie. Roep na hom toe uit, en sê, ja Here, ek wil gesond word. Ek wil vernuwe, ek wil verander vir U. Al beteken dit ek moet baie van myself agterlaat. Want ek weet, ek plaas my vertroue in die een, wat die toekoms in sy hand vashou. Help ons hiermee, Here, en gee vir ons die nodige insig en wysheid, laat ons die regte besluite kan maak. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Liewe Here, hoeveel kere vra U ons om 'n pad saam met U te stap? Hoeveel kere wys ons dit van die hand? Baie kere is ons baie vinnig om te sê, maar ons wil verander, ons wil 'n dieper verhouding met U hê. Ons wil U beter leer ken. Maar ons is nie altyd bereid om die pad van verandering te stap nie. Lei ons hierin, asseblief. Help asseblief dat ons met 'n nuwe uitkyk na ons verhouding met U sal kyk. Dat ons tot die beste van ons vermoë ons lewe vir U sal gee. Maar dat ons ook so ons vertroue, ons hoop, ons alles in U sal plaas. Dit is baie kere maklik om vas te hou aan wat hierdie wêreld aan ons koppel. Baie kere wil ons nie laat gaan van die letsels wat ons dra nie, want ons voel dit is wie ons is. Nee, ons is U kinders. En help asseblief dat hierdie realiteit in ons lewe sal raak. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.